Goeiemôre, liewe vriende. Ek hoop dat vandag 'n pragtige dag vir julle sal wees en dat julle op 'n besondere manier die Here se liefde, teenwoordigheid by julle, wat ook al julle doen, sal ervaar. Ek wil graag vanoggend die geleentheid gebruik om met julle oor 'n baie belangrike saak te kom gesels. Soos julle weet, is Oktober maand ons 10de maand dankoffermaand. Dis 'n maand waarin ons fokus daarop om vir lidmate te vra om dalk net so klein bietjie meer te gee as wat jy gereeld elke maand sou doen. Ek moet dit tog ook onderstreep dat u nie dit hoef te doen in Oktober maand nie. Jy is baie welkom om dit enige tyd van die jaar te gee. Ons vra net dat u dit ook, as u dit elektronies oorbetaal, duidelik aandui as 10de maand dankoffer, of as dit in 'n koevertjie is, net daarop te skryf, 10de maand dankoffer. Ons hoef ook nie eers te weet van wie af ons dit ontvang nie. Ons het verlede jaar 'n baie goeie 10de maand gehad en ek dank die Here wat deur julle ons so ryklik geseën het. En ons doen in die lig daarvan en in lig van die nood in ons gemeenskap ook vandag weer op julle 'n beroep. Ek weet egter dat dit al hoe moeiliker gaan, dat ons ekonomie swaar trek, dat dit baie moeilik is met die koste van die lewe wat so intens opgaan. Ons neem dit alles in ag en daarom is dit net 'n versoek vanoggend, nie 'n verpligting wat ons op julle kom plaas nie. Ons het tot dusver so om en by 50-60 000 rand al ingesamel deur die 10de maand dankoffer. Verlede jaar het ons so amper 280 000 ingesamel. En ons het dit weer as 'n doelwit gestel vir hierdie jaar. En ons wil graag vir julle vra, kom ons kyk of ons weer by daardie doelwit kan uitkom. Die idee is dat ons probeer om so na as moontlik aan dubbel dit wat ons normaalweg sou gee in die 10de maand te kan gee. Of watter maand ook al jy as 'n 10de maand in jou jaar beskou. Ek kan u verseker dat hierdie dankoffer op allerlei maniere binne die gemeente en buite die gemeente gebruik word om 'n verskeidenheid goed te doen. Bybels te versprei, sendingwerk te ondersteun, maar ook en veral om uit te reik na hulle toe wat regtig in nood is. En dit het toegeneem. Dit moet ek ongelukkig ook sê in die laaste jaar of wat. En daarom het ek ook die vrymoedigheid om hierdie beroep op julle te doen. Daar's pragtige voorbeelde in die Bybel. In 2 Korintiërs 8 en 9 kom Paulus na die gemeente in Macedonië en hy doen 'n beroep op hulle. Hy sê ook, dis nie 'n verpligting nie. Hy doen 'n beroep op hulle om geld in te samel vir die armes in Jerusalem. Maar dan sê hy 'n baie pragtige ding wat ek graag vir julle wil lees, hier in 2 Korintiërs 9 vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle
in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Ek moet sê, is vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. En die gemeentetjie in Macedonië was self maar 'n gemeente wat gesukkel het. Hulle was arm, maar hulle het in hulle harte voorgenem om te help. Nou kom doen Paulus net 'n beroep op hulle en sê, liewe broers en susters, julle het voorgenem om dit te doen. Julle het eintlik 'n belofte aan God gemaak. Dit bly egter nog steeds nie 'n verpligting nie en God gaan dit nie teen jou hou indien jy dit nie nakom nie. Maar kom ons help die ouens in Jerusalem. Gaan lees gerus weer die teks. Dis in hierdie gesindheid en met hierdie hart dat ek na julle toe kom. Ek weet ook, en ek moet dit ook sê, ons het 'n ongelooflike suksesvolle bazaar gehad. En ek weet dalk het julle 'n klomp geld en energie en goed geskenk vir daardie bazaar en die sukses daarvan. En daarvoor dank ons julle. En dit voel altyd vir my baie moeilik om net na 'n bazaar met die 10de maand na julle toe te kom. Ons sal daardie strategie en ons beplanning 'n bietjie beter moet deurdink. Maar nietemin, ek kom weer. Ek vra. Hoor by die Here. Wat lê hy op jou hart? Baie dankie.